geluk. Mag het 'n vreugdevolle dag wees, dag vol viering en dankbaarheid. Mag die jaar so wees, vol vreugde en dankbaarheid vir elkeen van julle. Dan, ek sien, ek het sommer net gesien, Gerard is hier. Gerard, baie geluk. Almal wat verjaar die week, baie geluk. Daar is dalk nog ander ook wat ek nou moes raak gesien het. Julle sal sien daar is 'n spesiale geleentheid vir graad 7 en 8 seuns en vir graad 7 en 8 dogters, net daar onder die verjaardag. Kyk tog mooi daarna. Die klein groep vir die kleintjies, mense wat kleintjies oppas, links onder, julle kyk net daarna. Die altyd 2 kaartjies is uitverkoop. Ons is reg vir die geleentheid volgende week. Dankie vir almal wat gaan deelneem en bydra en dit is beloof om 'n fees te wees. Kyk vir Save the Date. Die Carols by Candlelight is verjaar hier agter by hier op ons gronde. Merk dit tog, die 5de Desember gaan fantasties wees. Julle moet almal hier wees as julle daai tyd in welgemoed is. Dan die informele aanddienste. Julle sal sien daar's 'n inskrywingkie oor Larissa Kruiven wat soms help met die dienste. Sy's 'n teologie student, lidmaat van ons gemeente. Dis wonderlik en onthou nou net, almal is welkom by die aanddienste. Daarna begin die kategese. So julle is almal welkom. Dis informeel, is in die kerk en julle is regtig baie welkom. Dan sal julle sien dat die deurkollekte vandag is vir altyd 'n sentrum hier in Lincolnstraat. Julle ken altyd 'n julle weet die meriete van die werk en ek wil tog hê dat julle net daaraan aandag gee. Altyd 'n het ons almal se ondersteuning nodig. Dan, vriende, die meelewing, julle sal sien, Annette Hensen is oorlede, Annette se lidmaat van ons gemeente, baie van julle sal haar ken, kom ons dink in hierdie dae aan haar familie, wat moet afskeid neem. Potgieter, sy vrou Karel was in 'n ongeluk en is tans in die hospitaal. Ons hoor ongelooflike verhale van mense se ondersteuning daar in Walvisbaai waar hulle in die hospitaal is, en herstel en mense se ondersteuning daar is wonderlik. Suzette Viljoen 'n operasie ondergaan, kom ons dink aan haar, ook aan al die ander wat siek is, geopereer is of geopereer gaan word. Vriende, ons is afhanklik van mekaar se voorbeelding. Baie van ons gaan deur hartseer afskeide, familielede wat ons verloor. So laat ons bid vir mekaar. Dan is daar Vrydag om 10:30 afskeidsgeleentheid vir Kobus McCallaghan. Hulle was vroeër lidmaat in ons gemeente Karen. Hulle bly in Durbanville nou. Kobus is skielik oorlede na beroerte. En ons dink aan Karen en Nico in hierdie tyd wat afskeid neem van hulle pa. Die 10de maand dankoffer groei fliks. Julle sien daar die barometertjie. Dit groei, dit loop en dit is wonderlik. En ons weet mos dit sal groei tot by die doelwit. Ons bid daarvoor en ons vertrou die Here daarmee. Kyk tog na die insameling van die speelgoed. Dit begin inkom, dit loop ook baie mooi. Almal se bydrae is welkom. Al is dit net een ding wat jy bring. Dit sal 'n bydrae wees. Wat tel. En dan kyk na die klereverkoping. Daar's 'n klomp afkondigings. Vriende, daar's ook 'n spesiale verjaardag wat ek tog net vandag wil aanteken. Reino sit daar bo by ons klankbank. Reino, wil jy nie net daar opstaan en die wat tog daar kan sien net vir Reino sien? Hy verjaar ook vandag. En hy is 'n sleutelrolspeler in ons eredienste. Reino, baie dankie en baie geluk, hoor. Kom ons gee vir hulle almal 'n hande klap. Dis 'n besonderse dag, dis hervormingsdag en dis nagmaal en ons gaan vier vandag. Ons gaan met blydskap vier. En daarom wil ek julle nooi om saam met my te bid, voor die Here te buig. Here, ons val in eerbetoon voor U neer. Vandag word ons herinner, Here, aan hoe U die lot van mense verander. En daarom, Here, wil ons U aanbid, omdat U die een is wat ons lot verander. Ons aanbid U, Here, ons prys U naam. Ons wil vir U sê, Here, dat U goedheid en grootheid klaarblyklik ver ander kant ons begrip strek. Maar ons sien iets daarvan, Here, en ons beleef iets daarvan. En dan kyk ons op na U vanoggend en dan sê ons vir U, grote God, aan U die eer.
heerlik is waar U regeer. Ons prys U naam. Amen. Hy groet jou baie persoonlik vanoggend vir jou, want hy ken jou. Hy weet alles van jou. Hy ken jou seer, hy ken jou afskeide waarvan jy soms alleen die gewig dra en jy dink jy's alleen. Hy ken jou kommer, hy ken jou blydskap, hy ken jou vreugde en hy kom vanoggend daar na jou toe met jou verhaal persoonlik. En hy kom sê vir jou genade en vrede vir jou. So kom ons antwoord daarop met ons kollekte. Dis die gepaste soort antwoord. Is om te sê, Here, U het my gegroet, U het my geken, U het my erken. Hier is ek antwoord met iets van my lewe wat ek kom gee vir U. As 'n simbool van my dankbaarheid. En daar is ons offers vir die Here, en die Here ontvang dit, ons weet hy ontvang dit, en hy sien waar dit vandaan kom. Hy weet ook waar dit vandaan kom, hy het insig in ons harte, en ek dink dis vir hom aanneemlik. Ek het nagelaat in die begin om welkom te sê vir diegene wat aanlyn vanoggend in ons diens deel, ook in die dae wat kom.
Ek is bewus van mense wat vanoggend aanlyn deelneem wat 'n ernstige nood het aan God se genade. En wat vanoggend by ons is. Ek bid vir julle, ek bid vir elkeen wat 'n nood het aan genade. Dat jy dit vandag sal ontvang. En julle daar by die huis is welkom om met julle eie brood en wyn ook te deel in die nagmaal. Ons gaan sing. Ons gaan nou sing en ons gaan sing helder skyn u lig vir die nasies. En hierdie is 'n vrolike lied en ons gaan dit sing met passie. So kom ons staan en sing ons die 4 verse hartlik saam. Wat 'n lied, dankie. Sjoe, wat 'n lied om te sing. Helder klink ons lied vir die nasies. En ons sal sien vandag in ons teksvers dat dit baie gepas is. Dis kindertyd. Lekker is dit nou nie. Al die kinders, julle moet hier kom sit. Kyk gou waar wys ek. Daar kom sit en nie op die mat. Laat julle nie agter die tafel verdwyn nie. So hier is julle plek. Skuif daarin. Julle kan maar daar die banke ook sit. Skuif so maar aan die banke in daar agter. Ag, maar dis lekker dat julle hier is. Absoluut fantasties. Dis hervorming Sondag en Tannie Anel gaan so 'n bietjie vir ons help met hervorming Sondag. Hi Anai, waar is almal vanoggend? Is nog nie kategese nie. Hi Nina, ek het nou vir Jacobus en Catherine gesien. Die ander leer seker vir die eksamen. Hulle is so voorbeeldig. Eksamen skryf is ons lot. Wat bedoel jy? Dit is ons lot. Wie is Lot? Het Lot se vrou nie in 'n soutpilaar verander want sy het omgekyk nie? Ja, maar ek praat nie van Lot se vrou nie. Moenie paniek nie. Ons gaan nie in soutpilare verander nie. Ons lot beteken hoe kan ek dit sê? Wag, ek Google Translate dit gou en dan kan ons kyk wat dit beteken. Sien, die Google tannie sê dit beteken feit. Ja, dit is 'n feit, ek gaan nie goed doen in die eksamen nie. Ek en jy praat verby mekaar. Een oomblik sê ons gaan klippe verander, want dit is ons lot, en nou sê ons loop draai om mekaar. Vergeet nou van eindeksamen.
Ek praat van wat ons verlede week by die Sondagskool geleer het, toe die Israeliete weggevoer is na Babel. Dit was 'n crazy storie, maar hulle het darm onthou om Bybel te lees en te bid. Daniel was 'n goeie ou. Hy het 3 keer per dag gebid en het was amper deur die leeu's opgevreet. Dit was amper 'n bloedbad. Ons het in Psalm 1:26 in die Bybel gelees van God se volk, die Israeliete wat gevra het dat die Here hulle lot moet verander. Hier staan dit, die Here het iets groots aan hierdie mense gedoen. Ons het in die Bybel gelees wat met die Israeliete gebeur het in die vreemde lande waar hulle gevange was. Anai, is vandag nie hervormingssondag nie? Ons as Christene herdenk vandag dat ons verlos is en vrylik Bybel kan lees. Sien jy nou, die Here het ons lot verander. Dominee Nelis het nou die dag in die kerk gesê, ons is gered deur Solar power? Nee, nie solar power nie. Kom ons Google Translate dit gou. Hier is dit. Die woorde wat ek soek is sola gratia. Dit beteken ons is gered. Sola gratia. Dit beteken ons is gered deur die Here se genade. Genade alleen. Miskien kan Dominee Nelis dit verduidelik aan almal vandag. Ek verstaan dit nog nie so mooi nie. Die woorde is baie groot. Ons moet nou opskit en katekese toe gaan. Ek hoor ons selfs oor Maria in die eerste Kersfees. Hi Anay, hi Nina. Daar is julle. Ek soek julle oral. Kom, ons gaan katekese toe. Roep asseblief die ander kinders. Kom, julle, ons kan maar saal toe gaan. Hallo Juffrou Karen. Hey, wag vir ons julle. Ons kom, ek kry net gou die Bybel. Tanya Nel gaan self sola gratia verduidelik. Dankie Anjel. Vriende, dit moet ons by moedersmelk inkry, wat sola gratia is. Sola gratia beteken alleen genade, soos julle weet, en ons is gered alleen uit genade. Dit is net God se goedheid, en hulle weet dit. En hulle gaan vandag verder daaroor dink, oor wat sola gratia beteken. Sola gratia beteken alles. Dit beteken alles, vir jou en vir my. Kom ons raak nou stil en buig ons voor die Here en dan bid ons saam met die oog op die luister na die woord van die Here. Here, ons dankie vir hierdie kinders wat op hierdie hervormingssondag weet dat hulle alleen uit genade gered is, dat dit maar net u goedheid is. U guns, u trou, u verbondstrou, u verbintenis aan mense vir wie u lief is. Dat u in die groot genade sê, jy's myne. Ek aanvaar jou. Ek koop in op jou. Ek verbind my aan jou. Ek gee myself vir jou. Ek sterf vir jou. Ek staan op vir jou. Ek, die Here God, wat regeer oor hemel en aarde, ek loop met jou die pad. Ek gee my gees vir jou. Ek sal jou begelei tot by 'n eindbestemming waarvan jy net kan droom. Nou Here, daarom aanbid ons U, omdat U 'n God van genade is. Ons aanbid U ook omdat U woord vir ons gegee het, waarin ons hiervan kan lees, van U genade en U trou, waardeur ons oortuig kan word. Deur die Gees in die woord, dat U inderdaad so goed is.
die fontein van alle goedheid is. Here, ons groot uitdaging is dat ons twyfel aan onsself, twyfel of ons goed genoeg is, die hele tyd op onsself ingedraai is en in onsself die rede soek vir ons verlossing. Here, help ons dat ons sal onthou wie U is, ten spyte van wie ons is. Here, ons dink aan soveel wat vandag genade nodig het. En U weet, Here, vir elkeen wat hier is, elkeen wat vandag aanlyn ingeskakel is, U weet van ons behoefte aan genade. Gee dit, Here. Deel dit uit. Nie dat ons U hoef aan te moedig nie. Maar ons wil maar eintlik sê, Here, ons het nog nodig. Nog genade, nog goedheid, nog trou, nog liefde. Gee dit vir elkeen wat hartseer is. Gee dit vir elkeen, Here, wat vasgeloop is. Gee dit vir elkeen wat in 'n krisis verkeer. Gee dit vir elkeen wat in 'n geloofskrisis verkeer. Kom, Here God. Kom raak ons aan. Ons bid dit vanoggend in U naam. Amen. Soveel ons gaan lees uit Psalm 126. Psalm 126 gaan ons lees vanaf vers 1. Hoor hierdie fantastiese mooi Psalm. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul, met tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. Verander weer ons lot, Here, so stroombeddings in die Negev. Dit was droog in daai omgewing en toe bid hulle weer vir 'n lotsverandering. Die wat met trane saai sal met jubelkrete maai, hulle loop en saai hulle saad in die droogte. En hulle saai hulle laaste saad in die droogte. En dan sê hulle, Here, verander ons lot. Die wat hier ons met trane ons saad uitstort. Here weet, ons weet. Ons sal met jubelkrete maai, ons ken nie. Die draer van die saadsak wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerwe dra. Kom ons lees weer. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. Daar was al waarskynlik 'n dag in jou lewe wat jy gevoel het, ek is diep in die moeilikheid. As jy nog nie so 'n dag gehad het, is ek baie bly. Wat jy net gevoel het, maar die lewe raak nou vir my donker. Wat jy gevoel het, ek is vasgeloop. Nou as jy nou terugdink aan daardie dag of dae of geleenthede in jou lewe, sal jy beslis weet wat dit beteken dat jou lot kan verander. Jy is hier om 'n storie te vertel. Jou lot het op 'n manier verander. Ag, ek dink aan honderde goed, sommige wat by my opkom. Jy was byvoorbeeld diep in die skuld en jy het gedink, hier is ek nou op die einde van die dae en ek gaan finansiëel geruïneer wees en 'n ander transaksie het gekom en eintlik al jou skuld vergoed en toe jy jou weer kon kry, was daar geld. Julle al so ervaring gehad. Ek wens elkeen van julle het al so ervaring ook gehad, dat jy skielik meer het as waarvoor jy
voorbereid was. Ek dink aan wat in ons land gebeur het, 'n lotsveranderende ervaring in 94, daai hele gebeurtenis, waar ons gedink het, ons is in die moeilikheid en daar's nie hoop nie, en hoe dat 'n lotsverandering gekom het. Jy sal dit jou eie lewe uit as ek goed kan dink. Praktiese goed wat met ons gebeur, ons het onlangs een van die mees akute ervarings gehad van vasgelooptheid, kyk vas in donker omstandighede, en dan kom daar 'n oomblik van lotsverandering. En skielik is alles nuut, en kan jy nie ophou lag en bly wees nie. Die volk van die Here was weggevoer, hulle het vir 70 jaar lank aan Babel gebly, dis 1500 kilometer weg van Jerusalem af, dis ver, hulle is soontoe gedryf, in daai omgewing, in klein stadjies, dorpies het hulle gaan bly, waar die vyand hulle gevat het. En die Babyloniërs het geweier om hulle te laat teruggaan. So hulle was in 'n absolute haglike omstandighede vir jare. En vervreemd, ontredder. En hulle het in hierdie ontwrigting geleef, terwyl hulle verlang het na Sion, na Jerusalem en na Juda. En hulle het nie hoop gehad nie, en hulle het ook nie gesien hoe dit gaan verander nie, en toe kom die Perse en hulle oorwin die Babyloniërs en sê, maar julle kan gaan, julle kan teruggaan. 'n lotsverandering, 'n absolute massiewe lotsverandering. En dan gaan hulle terug. Aanvanklik staan hier, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Dis amper asof dis te groot, jy kry dit nog nie deurgedink nie. Dis asof dit nog nie wil vat kry in jou nie. Dis te onmoontlik om waar te wees, te onwaarskynlik. Maar hier is my lot verander, ons gaan terug na Sion. Dit kan tog amper. En tog is dit die waarheid. En dan begin hulle lag. Hulle is bly. En hulle lag na hulle spotter se kant toe wat gesê het, julle Here beteken niks nie. Al die volke rondom hulle, die Edomiete, al die ouens wat gesê het, julle God is belaglik. Hulle lag na hulle kant toe, want hulle gaan terug Jerusalem toe. Dis 'n tonguitsteek lag. Dis 'n lag met uitroeptekens. Dis 'n lag van vreugde. Dis 'n aansteeklike lag. Dis 'n harde lag. Dis 'n juiglag. Dis 'n lekker lag. Dis 'n vreugdevolle lag. Die Here het ons lot verander. Toe Jesus kom, toe verander hy mense se lot. Totaal. Die Jode was verkneg aan 'n klomp reëls en wette. Daar was in en uit. As jy nie al die wetjies kon hou nie, was jy uit. Anders was jy in, maar jy was ook onderhewig aan die voortsetting van 'n gebonde lewe. 'n Lewe wat vir jou voorgeskryf is, wat jy nou maar net soos 'n teks aflees. En jy is maar gebonde in daai reëls van daai bestaan. Jy leef eintlik onder die dwang van die reëls. Toe kom Jesus. En Jesus sê, geloof maak saak. En hy sê aan almal wat my aangeneem het, die wat in my glo, het ek die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Dis lotsveranderend. Absoluut lotsveranderend. En die Jode begin dit verstaan, en die Grieke verstaan dit, en skielik is die Jood Griek onderskeid vir nie so belangrik nie, hierdie nie so in die koninkryksterme belangrik nie, en hierdie mense ontdek hierdie vryheid wat Jesus kom gee het. En dan sing hulle soos ons vanoggend gesing het op die melodie van Beethoven se 9de simfonie, sing hulle vreugde, want ons heiland het verrys. Op 31 Oktober 1517 staan al die datum staan in die geskiedenis aangeteken as 'n lotsveranderende dag. Absolute lotsveranderende dag. Martin Luther is Rome toe, en hy het in Rome gesien hoe die paus die Sint Pieterskerk wat vandag daar staan, bou, en
hoe die mense letterlik by die trappies uitkruip op boontoe, om te gaan betaal vir hulle sondes, sodat hulle kan afslag kry in die nadoodse fase, voor jy na die hemel toe gaan, die vagevuur, en gaan betaal vooruit, vir korte tyd in die vagevuur. Alles sodat die paus, wat skatryk was, die geld van daardie mense kon kry, om die Sint Petrus kerk klaar te bou. En toe liet hy dit sien, en hy sien dit word gedoen in die naam van Jesus Christus. Toe het hy ongelooflik aanstoot geneem, en hy het teruggeval op dit wat staan in Romeine 1 vers 17. Romeine 1 vers 17 weer sy eie gemaak, wat sê, die geregtigheid van God berus geheel en al op die geloof. En toe skryf hy 95 stellinge teen hierdie aflaading van die paus, en hy verset hom teen die paus in hierdie stellinge wat hy skryf, en ek gaan vir u een van daai stellinge, gaan ek vir u lees, ek dink is stelling 36. Elke Christen wat ware berou ervaar, het volkome kwytskelling van straf en skuld, ook sonder dat hy 'n aflaatbrief het. Jy het nie 'n briefie nodig om van jou skuld by God vry te kom. En is dit wat Luther doen is absoluut lotsveranderend vir gelowiges. Die kerk het 'n hou vasgehad, die Rooms-Katolieke kerk van daai tyd, op alle geloof. Dis amper asof hulle die eienaars was daarvan. En hier word geloof vry. En Luther laat druk, vertaal die Bybel in leesbare Duits, en dit word toeganklik vir mense, en mense, dis lotsveranderend. Dis 'n revolusie wat losbreek in Europa. Jou mosterdsaadjie geloof red. Dis amper asof 'n mens dit nie kan glo nie. Want ek ken myself. Ek ken my lewe. Om my reg op te neem, om myself 'n kind van God te noem, is nie so maklik. Want die stemme in my, wat sê, jou geloof is nie goed genoeg. Maar as jy dit die dag besef, dat het inderdaad groot genoeg is, dat God se genade goed maak vir alles. En jy's deur daai skokfase, dan moet jy lag. Dan kan jy nie anders nie. Dan sit die Here lag in jou mond en in jou lewe. So ek het vandag iemand genooi na die erediens, sy's altyd hier, sien asof ek nou vir haar na hierdie erediens te nooi, ek het haar genooi om met my te kom gesels. En ek wil vir Janel Strauss vra, om vorentoe te kom, ek wil met haar gesprek voer, oor presies hierdie ding, wat in haar lewe met haar gebeur het. Want die gevaar is dat ons hieroor praat, oor hierdie werklikhede van 'n lotsveranderende ervaring met God, Janel. O, jou mikrofoon, ekskuus, ek dink jy het hom in jou hand alreeds. Sê hierdie kant. Die klei goed. Ekskuus, Janel. Die gevaar is dat mense oor hierdie goed praat, asof dit sulke werklikhede uit die geskiedenis of uit die Bybel uit is, en dat dit nie eksistensieel mense se in werklikheid mense se lewe verander. Jy het in 'n laat stadium in jou lewe eers ontdek wat dit beteken om vrygemaak te word deur Christus. Ja, so die Here het al 'n baie lang pad met my gestap. In my lewe het ek verskeie gedagtevestings gehad rondom God se verhouding met my en the meaning of life. En ek het gedink om vandag eintlik maar net om dit so eenvoudig as moontlik te hou, my ervaring in 2 slides te wys
waar die eerste slide die eerste 23 jaar van my lewe verteenwoordig en dan die tweede slide hoe dinge vir my toe nou verander het. Jy maak my nou baie nuuskierig. Ek dink ons almal, want iets het gebeur. Ja. Vertel. So, die afgrond verteenwoordig skeiding tussen my as mens en God, wat 'n gevolg van die sondeval is. En ek dink, miskien van julle ook, het in my lewe al probeer om daai gap te bridge. En ek het nou al verskillende tegnieke probeer. In die eerste 18 jaar van my lewe het ek religie probeer. En ek noem dit doelbewus religie en nie geloof nie. Dis die persbrug wat ek van my kant af probeer bou. Julle sal daar sien wat tipies die boublokke van daai brug is. Ek was elke Sondag in die kerk, maar dis nie genoeg nie. Ek was ook by elke kerkaktiwiteit, altyd. Maar dit was ook nie genoeg nie, want ek moet al 10 die gebooie perfek nakom. Maar dit is ook nie genoeg nie. God het vir my talente gegee. So ek moet daai talente ook perfek ontwikkel. Waar dit my gelos het, is in matriek met baie balkies op 'n ereklere baadjie, maar ek het 'n lae selfbeeld, want ek onderpresteer. Ek kan nooit alles perfek doen nie. So, toe gaan ek nou universiteit toe, en toe, julle kan nou dink wat op universiteit met 'n mens gebeur, toe is ek nou bietjie verveeld met hierdie moeilike stel reëls wat net ontoereikend is, en ek begin bietjie anders na dinge te kyk. Ons filosofeer, ons vra. Jy weet, mens begin vrae te vra soos, is daar iets soos 'n absolute waarheid? Is alle gelowe maar nie eintlik dieselfde as jy dit nou regtig gaan afbreek na die kor nie. Jy weet, en as alle gelowe nou eintlik maar dieselfde is, jy weet, dan ek wil amper sê, whatever floats your boat. So alles gaan so lank ek 'n goeie mens is. En solank ek gelukkig is, kan ek eintlik doen wat ek wil. En mens kan dit verskillende dinge noem. Jy kan sê jy's woke, jy kan sê jy is 'n humanis, jy kan baie name vir dit gee, maar op die ou end, wat gebeur is stukkie vir stukkie herdefinieer jy dit waartoe jy dink jy op pad is. Dis daai vraagtekentjie na iets soos geluk, of na iets soos sukses, of na iets soos net op ouend waar jy eintlik maar net jou eie koning mens is. En dan kom jy daar uit by die piek wat jy nou gedink het jy wil by uitkom, en dan besef jy, nee, maar daar's eintlik 'n ander piek waarop ek wil wees. Kom ek herdefinieer gou weer hierdie ding wat my gelukkig gaan maak. So ja, die uiteinde van dit is, jy hierdie quote, jy is nog steeds, jy voldoen nooit aan enige standaard nie, jy kom nooit tot rus nie, en jy is op 'n plek waar jy sê, I'm being weighed, I'm being measured, and I have absolutely been found wanting. So, wetties, ek moet myself, dit hang van my af, die druk is op, die geweldige druk op jouself, geen vrede nie, soek na vrede, kry nie geluk nie, die onrus, die teorieë, die goed in jou kop, teorieë, dit maal, hoe het jy daar uitgekom? Ja, so daar's 'n lang storie en 'n kort storie. Die kort storie is, op 'n manier het ek en Johan by 'n NG Kerk in die stad uitgekom. En een gesprek met 'n leraar het 2 geword en dit het 5 geword, en ons het baie gesprekke gehad oor wat is die
gereformeerde teologie. En ek dink dit is waaroor vandag ook eintlik gaan. En eendag in 'n gesprek het die leraar 'n papier gegryp en 'n pen gegryp en gesê, man, ek teken gou vir jou prentjie. En hierdie is nou my beste prentjie. Wat hy toe nou geteken het. So ja, daar is en was nog altyd 'n brug. Daar is nie skeiding tussen my en God nie. So ek hoef nie iets van my kant af te doen om aan die ander kant uit te kom nie. Maar daar's die drie eenheid is ook daar en ek het die hele pers ding om dit gesit om te wys dat ek is binne in die werk, kom ons sê nou die werkinge van hierdie drie eenheid, want die brug is daar en die Heilige Gees, ek wil amper sê, ek hoop nou nie, dit kom verkeerd oor, maar die Heilige Gees skop my amper so bietjie, dat ek hier op die brug land en net loop. So, dis nie asof ek nou eers nog ietsie moes gedoen het, om daai eerste tree regtig te gee nie, toe ek myself weer vind. Toe is ek op die brug en toe kom ek agter maar ek val nie, want die brug is stewig. En toe het ek op my geloofsreis, laat ek dit so stel. Die geloofsreis is al daai dots op die brug vir my hele lewe lank. Partykeer gaan ek vorentoe, partykeer gaan ek agtertoe, partykeer beweeg ek in sirkels, want almal van ons weet, elke oggend staan jy met ander emosies op uit die bed. So, as my geloof bloot van my subjektiewe emosie rondom my geloof afgehang het, dan is dit wobbly. Maar omdat ek hierdie pad kan stap op 'n soliede brug wat die objek van my geloof is, kan ek nêrens heen val nie. Of as ek val ek op dit. So ja, dit het my perspektief verander om te besef, jy weet, daar is nie 'n barrier tussen my en God nie, want Jesus het dit weggeneem. So. Ekskuus, ek staan so voor jou, ek probeer die prent sien. Hoe het jou lewe verander? So aanvanklik, en ek dink nie aanvanklik nie, nog steeds, is net die verligting. Die pressure is af. Ek dink almal van ons het 'n bietjie van dit in ons lewe nodig. En ja, nou moet ek eers my notas kry. Die pressure is af. Dit is 'n innerlike vreugde, 'n blyheid wat geen geld kan koop nie. Maar dis ook nie net 'n oppervlakkige emosie nie. Want dit is hoe die wêreld geluk definieer. Die wêreld definieer geluk met kids happiness, jy weet, jy moet happy wees. En dit is mos nou nie wat hierdie is. Dis nie wat dit is nie. Dit is iets dieper. Meer as 'n emosie en dan wil jy nie stil bly daaroor nie. En ek het vir hulle ook gesê, ek weet nie eintlik hoekom ek nou hier vandag is nie, want as dit van my afgehang het, sou ek nie nou hier gepraat het nie, maar sou wel praat ek nou. So, dan wil ek afeindig met die beste manier hoe ek dit kon opsom van hoe dit my laat voel het, is die laaste verse van Romeine 8. Ek's mal oor Romeine, want ek kan so identifiseer met Paulus en sy wroekinge. Wat sal ons skei van die liefde van Christus? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers oortuig daarvan dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige of toekomstige gebeure, kragte, hoogte, diepte of enigiets in die skepping ons kan skei van die liefde van God in Jesus Christus, ons Here.
En dan dink ek ook aan Johannes die Doper, wat aangekondig het aan die mense. En hoe ek dit met my kop sien, is hy letterlik sy vinger gevat en gewys en gesê, kyk, daar is die lam van God, Jesus Christus. Al staan jy met 'n slegte by op in die oggend, herinner jouself daaraan. Dankie Janiel. En in haar lewe sien ons vriende die vrug van die Gees se werk, dit het alles verander. Dit het alles verander. 'n Lotsverandering in haar lewe. 'n Radikale lotsverandering. Ek weet nou waarheen ek op pad is. Ek weet wie ek is. Ek weet wie ek is in Christus Jesus. Ek is seker. Ek lewe nie meer in onsekerheid van wie ek is en aan wie ek behoort nie. Dis vasgemaak. God se trou aan my is goed genoeg. Wanneer hy ons lot verander so, dan reageer ons aanvanklik dalk met skok, kan dit waar wees, ek ken myself. En dan snap jy en jy weet, dis God wat my lewe vat en dit radikaal verander. Ek het vroeger verwys na iemand wat mense wat vandag aanlyn inkyk, ek wil vir julle sê, die Here begeer dat jy in sekerheid moet leef. Die Here het dit alles klaar vir jou gedoen. Klaar. Die brug is gebou. Dit is vir jou om op die sekerheid te leef. Sodat daar 'n diep vreugde, soos Janel gesê het, nie 'n happiness nie, 'n diep vreugde in jou sal begin leef. Die vreugde van weet aan wie jy behoort. Ek weet hier's vandag mense wat smag na lotsverandering. Lotsverandering gaan nie net altyd oor verlossing van sonde nie. Lotsverandering gaan ook oor lewensomstandighede. Lotsverandering gaan ook oor maniere waarop jy dink, die konstrukte van jou kop, oor jou idees, jou planne, jou finansies, jou verhoudings. Psalm 126 sê die Here kan jou lot verander. Die Here kan al haar goed jou lot verander. Maar ek dink die belangrikste begin van die ervaring van lotsverandering is dat jy met jou skuld en jou skuldbewussyn opnuut weer en weer op die brug staan en kyk en weet dat jy aan Christus behoort, dat jy vanuit jou verlossingsvreugde in jou omstandighede leef. En dan wag dat God jou lot verander. Vandag by die nagmaaltafel is vir ons almal die geleentheid om herinner te word aan God se lotsveranderende werk. Om vandag weer in te gaan in die waarheid dat hy inderdaad lotsveranderend te werk gaan. En dan te gaan en te gaan getuig, met vreugde te gaan leef, te gaan dans in die werklikheid. Verlos van vrees. Verlos van agterdog oor jy jou eie sonde ken. Te gaan getuig dat die Here jou lot verander het. Dat dit die rede is waarom jy met 'n glimlag leef en soms hardop lag, harder en lekkerder as enige iemand daar buite in die wêreld.
Here, ons gaan aansit by die tafel vandag. Ons gebed is dat U ons nou gaan seën. Here, as ons hierdie tafel nou voorberei, en dan gaan ons met vreugde vier, Here. Die vreugde van weet. Die Here het ook ons lot verander, die onmoontlike het waar geword. Ons kan lag en dans en sing. Amen. So ek gaan vir die diakens vra om vir ons die tafel voor te berei, vir ons dit gereed te kry, en dan gaan ons kyk na ons formulier en aansit by die tafel. Wat 'n voorreg om vanoggend 'n tafel te hê, gedek vir ons, gereed gemaak met brood en wyn. En hierdie tekens gaan ons daaraan herinner dat die Here Jesus ook by geleentheid feesmale gehou het en gesê het, gaan uit na die strate toe en kry almal in om te kom aansit. Die brood en die wyn gaan ons daar herinner dat hy ons lot verander het en dat ons hier kan weggaan met vreugde. Dis 'n gedagtenismaal, dis 'n herdenkingsmaal. Ons dink terug aan wat hy gedoen het. Die nagmaal is ook 'n waarborg, want so seker as wat jy daai brood eet en so seker as wat jy daai wyn drink, so seker weet jy die brug wat Janel vir ons gewys het, is daar en hy's vir jou daar. En jy kan staan op daai brug met jou stikkende lewe, kan jy staan op die brug Jesus Christus. En die eindbestemming is gewaarborg. In die derde plek is die nagmaal die viering van ons gemeenskap met mekaar, ons, die kinders van die Here wat die brug benut, wat op die brug opgeskop is, soos Janel dit baie mooi gesê het, wat op die brug beland het, sonder ons eie goed doen, ons, die gemeenskap, die brugmense, die weg is hulle genoem in Handelinge, na eerste gemeente. Die weg na Christus, die brug na Christus. Die nagmaal gee vir ons 'n toekomsverwagting, so seker as wat ons hier is, weet ons uitbestemming is gewaarborg, ons weet wat die toekoms inhou. In die laaste plek, die vyfde plek, is die nagmaal 'n vreugdefees, en al die redes is nou genoem, hoekom ons moet bly wees. Die Here sit lag in ons mond volgend. As ons die brood eet en die wyn drink, sit hy letterlik die lag in ons mond, sodat ons met vreugde kan gaan leef in 'n stikkende wêreld met al sy laste en beperkings. Dis 'n fees van dankbaarheid. Die nagmaal is 'n uitnodiging om deel te hê aan die verlossingswerk van Christus opnuut, jouself daarmee te vereenselwig, vir jouself te sê ek is bevoorreg. Natuurlik verplig die nagmaal ons ook om met dankbaarheid te gaan leef, om met vreugde te gaan leef. Die nagmaal vra dat ons vandag ons lewe ondersoek en sê, Here, as daar donker in my lewe is, verdryf dit, sodat ek simbool sal wees van die lig, van die vreugde wat aangebreek het in my lewe. En daarom kyk ons na binne, ondersoek ons lewe, kyk ons na ons sonde, en sê, Here, neem dit weg. Ek wil nie dit doen nie, ek wil nie, na wat U gedoen het, nadat U my lot verander het, wil ek voor U rein lewe. En wil ek lewe soos wat U van hou, van 'n lewe wat oor die brug gaan. So ons gaan nou aansit by die tafel. Ons is vanoggend baie bevoorreg. Ek nooi almal van u wat gedoop is en wat tot die geloofsgemeenskap behoort om vanoggend aan te sit by die tafel. Ek wil in die besonder die volgende persone nooi om hier voor te kom sit. Nou laat ek gou net eers dit vinnig sê. Rupert het so 'n paar maande gelede begin om 'n
naskoolse werkende groep saam te stel of bymekaar te maak. En hulle is al 'n groot groep wat dinsdae bymekaar kom. Hulle was al op uitstappies en doen wonderlike goed saam. Hulle is so oor die 30 al wat van tyd tot tyd bymekaar kom. En ons het sommer goed gedink om vanoggend vir 'n klompie van hulle te nooi om by ons te kom sit by die nagmaaltafel. Dit is baie betekenisvol om juist vir hulle hier te hê. Hulle is mense wat ons kan voorgaan in vreugde en dankbaarheid. Mia Haggett en Liaan de Koning, Janay Groenewald, Jan Brits, Celeste Teart, Lisa van Wyk, Alexander Du Plessis, Johan Pieterse en dan Dominee Rupert en Dominee Herden, as hulle by ons sal aansluit. Dit is lekker om julle te hê. Liewe aarde, sonskyn. Hulle is regtig sonskyn. Julle moet sien wat hulle als aanvang. Dit is nogal ja, kom ons sê niks daaroor. Hulle hou lekker partytjies en kuier lekker saam en daar's vrolikheid en soos dit gepas is. Die aard van die saak, daar moet vrolikheid wees. Anders is die vreugde mos nou nie reg nie. So vriende, ek gaan vir Rupert of vir Herden vra om vir ons die tekens uit te deel. Ek vra vir die diakens vorentoe te kom. Ontvang die tekens, hou dit in jou hand of op die bank. Ons gaan die nagmaal instel daarna en dan gaan ons dit saam gebruik. So, dankie. Verskriklik klein. Maar kyk of julle dit
kan ek seker maak, het is almal bedien met die brood. Almal, niemand word oorgeslaan, die wyn, almal bedien. Ons sê vir ons diakens baie dankie. Dus dankie Karen, dankie julle almal. Vriende, nou is ons reg om die fees te vier en ek dink daar is 1 of 2 goed wat ons moet doen. Voordat ons eet en drink. Dalk moet ons deur te bid om vergifnis net ingaan in die kruisgebeure in waar Christus sterf vir ons sonde. En ons gaan 'n lied sing, die bekende Vlam 7, die 3 versies, en laat ons die woorde gebruik om onsself weer te identifiseer met dit wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Dat hy vir ons gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy ons lei skoon gevee het, dat hy die brug geword het, dat hy ons lot verander het. Kom ons sing, Here, ek vergeet so gou. Kom ons sing net eers dit. Toe Janel net praat oor wat met haar gebeur het, haar lotsverandering, het ek begin stry voor teen my trane. Want hy het ook my lot verander.
En die suiwer klanke van die evangelie uit haar mond het geresoneer met die versigtiging van my hart om vanoggend net weer te weet, bevestiging te kry. My lot is verander. Na al die rommel in 'n mens se gedagtes, die goed wat met jou gebeur, wat jou laat onseker voel oor jouself, die stikkindheid wat ons soms beleef, nie net daar buite nie, maar ook binne. Kom daar ervarings van, jy kan tog nie goed genoeg wees nie. Om vanoggend by die nagmaaltafel te kom hoor, you are God's beloved. Hy's getrou. Hy bly getrou. Om vanoggend vir jou te kom sê, ek maak jou opnuut myne. Jy was nog altyd myne. Ek maak jou vandag opnuut myne. Ek is jou God. Ek is God, ek het dit in my om elke mens se lot te verander. So ons gaan sing die lied wat ons tweede gesing het vanoggend met die voorsang. Ons gaan dit weer tweemaal sing terwyl ons so sit en met 'n glimlag in die hart. Jy kan maar lag ook as jy wil. Maar as die glimlag in jou hart vanoggend is dit ook goed genoeg. As jy sing, daar is geen grens aan God se genade. Daar is geen grens. Vriende, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus, en wat vir jou gebreek is. Neem, eet. Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is vir jou sonde.
van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot 'n volkomme versoening van al jou sonde. Neem, drink, glo. Glo en weet. Here, dit is verstommend. Dit is amper moeilik om te glo. Trouwens, Here, dit is eintlik nie heeltemal bevatlik vir menslike verstand nie. Dat U lewe gee vir ons. Dat U liggaam gebreek word, U bloed vloei vir ons. Dat U die brug word, die vaste grond, die rots, die sekerheid. Dat U dit vanoggend aan ons bevestig. Dit wil baie keer vir ons te veel wees, Here, om het te verwerk, te integreer. Maar Here, as ons daaroor dink en besef dis waar, dan wil ons lag. Dan sit U lag in ons mond, U sit vreugde in ons lewe, U gee blydskap wat alle verstand te bowe gaan. U verander ons lewe, U verander ons kyk na die wêreld, na ons verhoudings, na alles wat ons is. Here, dit laat ons leef met 'n ligtheid. Ons stap in hierdie gebroke werklikheid en ons laat ons lig skyn helder. Want ons is verlos, ons is vrygemaak. Ons is in U. Ons is in U hande. Ons is in U trou. Ons is in U sorg. Ons kan met vreugde lewe. Waarom prys ons U naam? Ons verheerlik U, Here. Daar is vir ons niks beter as om aan U te behoort nie. Amen. So kom ons staan en sluit ons af. En dan sing ons. Soms wil ek net jubel in refreine, wat U verstaan. So kom ons staan en dan sing ons die lied tweemaal, is 'n vrolike lied. Kom ons sing dit met oorgawe. Soms mag die Here nie net jou mond vul met gelag nie, maar mag hy jou lewe vul met lag. Mag daar vreugde wees. Mag jy leef vanuit die vreugde van sy dood en sy opstanding. Mag dit jou elke dag lig laat lewe.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die wonderlike vreugdevolle gemeenskap van die Gees is en bly met jou.